Welkom terug by Op die Kantlyn. Ek en Ronaldo Botma gesels elke week rugby. Partykeer daar van loftes af, partykeer van 'n plek af. Hierdie week sommer van ons huis af hier op Zoom. So welkom terug Ronaldo. Welkom weer. Soos ons laasweek gesê het, gaan 'n baie interessante begin wees aan die Currie Cup en wat meer kan jy vra as sulke opwindende rugby. Ek's baie opgewonde oor hierdie res van die games wat voor lê. Ja, great rugby gespeel deur Boland om die Cheetahs te klop daar in Wellington, maar ons gaan obviously 'n bietjie meer waaroor praat nou. So ja, lekker om jou weer te sien. Nou voor ons oor die Karibieke praat, ek wil 'n bietjie meer praat oor daai voorval daar tussen die Britse Ierse leeu's en Australië. Toe Jack Morgan, hy sê dis Morgan, dis nie Morgan nie, maar jy kom nie, maar lykbaar het jy dit uitspreek, vir Carlo Tezano skoongemaak het daar. Nou die Australiërs onmiddellik op en afgespring en gesê dit is 'n rooi kaart met 'n strafskop wees, want met direk uit daai beweging uit het die leeu's natuurlik hulle wen 3 gedruk, en dit nadat die Australiërs 23-5 voor was, né, binne 'n paar minute, en hulle daai voorsprong weggegooi. Maar dis maar eenvoudig omdat hulle nie 'n diep genoeg bank het, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Het jy gekyk na daai skoonmaakslag? Dink jy wie dink jy was reg en wie was verkeerd daar? Ja, en weer daar was natuurlik baie video materiaal wat nou maar gesirkuleer het op sosiale media. Ek het 'n paar berigte gelees van skynsregters wat ook hulle opinie gelewer het. My persoonlike opinie dink ek nie daar was enigiets fout met dit gewees nie. Ek dink dit was 'n die uit clean van die speler was ja, volgens die reëls gewees. Ek dink nie daar was enige intensie om direk op die kop of kontak te maak nie. Ek dink as jy mooi die video in half in slow-mo, as ek die Engelse term kan gebruik, en jy sien hy clean hom bo op die skouer nek area. So ja, ek dink as jy iets gaan in slow-mo sit, gaan dit natuurlik baie erger lyk, maar as jy dit nou in regte tyd speel, dink ek die clean-out was regverdig geweest. Ek dink nie daar's enige intensies gewees om iets anders te doen nie, maar ja, soos jy reg gesê, dit is nou maar 'n media frenzy, soos dit maar altyd is met sulke goeters. Ja. Die groot ding is daai besluit het die hele reeks bepaal, né? As daai 'n strafskop was of 'n rooi kaart of wat ook al vir Australië, het Australië die wedstryd gewen en was die toetsreeks gelyk op 1-1. Nou is dit 2-0. Die Australië kan nie meer die toetsreeks wen nie. Jy weet, dis een besluit wat baie groot implikasies het. Ek wil julle vra, ek is nou 'n leek. Tizano was sy kop was laer as sy heupe en Morgan het hom eintlik op sy nek getref. Is dit nie ook maar dieselfde as kopkontak nie? Ja, en ek dink is moeilik as 'n ou in daai instansies kom as 'n speler so laag is, verstaan jy kan ook net so laag kom. So ek dink mens moet baie kyk na die intensie van sulke goed. Ek dink sy kop was ook af gewees. Hy het nie met sy skouer ingelei of enige iets nie. So ek dink ek kan weer eens, ek dink ek kan albei kante toe gaan. Dit hang maar af op watter kant van die boot jy wil sit, maar volgens my en wat die speler kon doen om daai speler uit die losgemaal uit te kry, het hy nie noodwendig 'n ander opsie gehad nie. So die Australiese speler was natuurlik baie laag geweest, soos jy nou gesê het, en daar was nie regtig enige ander manier vir daai speler om hom basies uit te kleer nie. En soos ek sê, vir my gaan dit oor die intensie, en ek dink as jy na die speler se intensie kyk, hoe hy ingegaan het om die clean-out te maak, dink ek nie daar was enige, soos ek sê, hy het nie ingegaan om die speler seer te maak of hom direk op sy kop getref of wat ook al nie. So dit is ongelukkig 'n bietjie van 'n grys area. Ek dink nie daar is noodwendig 'n reg of 'n verkeerd nie. Ek dink as jy na die reëls gaan kyk en wat jy kan doen, sal ek sê hy kon nie regtig iets anders te gedoen het nie. En soos ek sê, van die skynsregters perspektief af en die goed wat ek gelees het almal gesê dit was daar was niks fout daarmee gewees nie. So dis wat ek sê, dit hang maar af of jy vir Australië skree of die Britse en Ierse leeu's. Ek dink almal gaan 'n verskillende opinie hê. Dis maar dieselfde met baie van hierdie tipe besluite wat gemaak word. Ek sê bly ek was nie die skynsregter gewees nie. Ja, kyk, Andrea Piardi is nie ons almal enige ons gunsteling skeieregter nie, maar ek wil nou met jou ander ding met jou vra. Het Jack Morgan, het hy sy arms gebruik? Het hy probeer om te rap? Is dit die regte woord vir nie Afrikaanse woord, sy arms om hom te kry? Kon jy dit raak sien? Ja, ek dink weer is moeilik om, kom ons sê, 'n vol rap. As jy in 'n rak ingaan, gaan dit nie noodwendig oor om die speler te rap nie, verstaan jy? Gaan in om die speler uit te clean. So dit is nie noodwendig soos 'n tackle of 'n duikslag waar jy jou arms moet omvou of toemaak of iets nie. So die losgemaal is so bietjie anders as 'n normale duikslag wat 'n ou uitvoer. So dis maar ek sê van my perspektief af,
baie keer wat gebeur is die spelers lei met die skouer. So asof die speler sy skouer intrek en hy duik op die speler se nek of iets en ek dink nie mense kon dit noodwendig sien nie. Sy arm was op gewees. So ja, ek dink dis 'n baie grys area en ek dink nie dit het al baie in hierdie opsigte gebeur. Ek dink as daai besluit dalk in die eerste minuut was of in die 20ste minuut, sou ou nie noodwendig so met 'n vergrootglas daarin gegaan het nie. En ek dink dit is eintlik maar waaroor dit gaan, omdat jy soos jy gesê het, dit was 'n baie groot besluit. Dit was die eindstryd, kom ons sê nou maar van die ding en dit alles was op basies op daai besluit gemaak. So ek dink dis eintlik hoekom die hele ding so groot gemaak is net oor die feit dat dit so groot besluit was op hierdie Lions toer wat nou op die bepalende wedstryd was. So ja, dis moet ek sê dit is 'n baie moeilike ding. Maar van my persoonlike perspektief af dink nie die speler kon regtig noodwendig iets anders te gedoen het rondom dit nie. So ja. Net 'n ander ding. Onthou jy 'n jaar of twee terug, dink as 2022 toe Faf de Klerk aan wat was dit, Nick White se snor geraak het, toe hy daar neergeslaan het en 'n Oscar verdien het vir sy vertoning. Dan het dit daar net lyk of hy 'n soort van dieselfde ding gedoen het, soos 'n sokker tipe valslag daar. Okay, ek verstaan die oues desperaat wat die skeieregter se aandag trek en alles. Maar dit ding wat al hoe meer by rugby inkom en lyk my veral by die Australiërs. Hulle hou daarvan om so 'n bietjie van jy weet, 'n speletjie te speel en voor te gee asof hulle nou val. 'n Tipiese sokker ding daai. Het jy dit ook opgelet? Ja, nee, ek om my persoonlike opinie rondom dit is iets wat glad nie plek het in rugby nie. En ek dink wêreld rugby en selfs die skeieregters moet baie strenger wees op sulke tipe goed. Ek dink as 'n speler dit doen, dink ek daar moet implikasies wees rondom daai besluite wat daai speler maak. Want soos jy sê, as 'n speler nie noodwendig daai dramatiese goed doen na 'n tackle of na wat ook al nie, gaan die skeieregters nie noodwendig na 'n TMO toe gaan of weer na die beslissing kyk. En ek dink omdat daai besluite so groot impak op 'n wedstryd kan hê, dink ek die spelers moet baie vasgevat word rondom sulke tipe goed as hulle hierdie groot skou aansit en dit is nie noodwendig iets wat so erg was nie, soos jy nou gesê het van Nick White. Ek meen daai was seker een van die belaglikste goed wat ek al in my lewe gesien het op 'n rugbyveld. So ja, ek dink die skeieregters het 'n groot verantwoordelikheid rondom hierdie tipe goed. Ek dink nie ons plek in rugby vir dit nie. Ja, dit maak die wedstryd stadig en ja, dit is net nie goed vir ons as 'n rugbykultuur nie. Kyk, as dit mense wat sê dat Morgan het sy voete onder hom uitgeruk. Dis hoekom hy geval het. Hulle sê hy het onder geen omstandighede voorgegee nie, maar anyway, ons is nie om dit te ontleed nie. Ons altyd twee kante van die saak. Ek wil net vandag 'n ander ding wat jy praat oor Maro Itoje, die kaptein van die Britse Ierse Lions. Harry Wilson, Australiese kaptein, het baie hard en baie duidelik probeer praat met die skeieregter om sy aandag te vestig op hierdie moontlike oortreding, maar as hulle daai 3 kon kry dat hy nie toegeken was nie, kan Australië hom die wedstryd gewen het. En toe kom Maro Itoje en hy gaan staan reg voor Harry Wilson en hy wys vir hom loop, jy weet so. Terwyl hy met die skeieregter praat, vir my Harry sê natuurlik dis wat enige kaptein sou gedoen het. Ek stem nie saam nie. Ek dink dis uiters onsportiewe gedrag, wat dink jy? Ja, ek stem saam met jou en ek dink albei kapteine moet respek van mekaar af hê eerstens. En ek dink elke kaptein het ook die reg om met 'n skeieregter te praat en ek dink dis die ander kaptein se verantwoordelikheid om in te kom en vir hom te sê hy moet wegstap. So ek dink dit was baie onprofessioneel. Ongelukkig ken ons almal vir Maro. Hy is maar so 'n tipe speler wat sy manlikheid wil uitblaas daar buite en half sy arrogansie rondom almal wil betoon. So ja, ek dink dit was 'n goeie ding gewees wat hy gedoen het nie. Ek dink soos ek sê, 'n speler het die reg om met 'n skeieregter te praat. Dit is 'n kaptein se reg. Dit is nie 'n voorreg nie, dis 'n reg vir hom om sy opinie ook te kan lewer. So ja, ek dink nie dit was 'n goeie aanskuiting vir die mense daar buite nie. Ek dink ook dit gee 'n goeie voorbeeld vir die kinders daar buite nie. Ek het vanoggend actually op Jacaranda het hulle gepraat oor hierdie tipe goed van kinders en ouers en al daai goed wat met skeieregters en daai goed te doen het. En ek dink nie daar is in sport, ek weet nie, jy het seker gehoor van die natuurlik die ou wat lewenslank geskort is wat die referee of die skeieregter ook aangerand het daar, ek dink is in Boland of in die Kaap iewers. So ja, ek dink nie daar's plek vir sulke goed nie. Ek dink ou moet nog steeds 'n vlak van respek betoon aan 'n skeieregter, aan 'n lynregter. En dit is vir ouers en vir spelers en ek dink daai was baie disrespekvol geweest. So glad nie 'n goeie voorbeeld vir ons kinders daar buite nie. Right, natuurlik
van die 16 Augustus afspelings 2 wedstryd teen Australië in die rugby kampioenskap wat dan begin. En ons het natuurlik sien die span wat Rassie aangekondig het, 'n paar verrassings. Evan Roos is byvoorbeeld nie daar nie, so daar's net Jean-Luc de Pre wat 'n erkende agste man is daar in daai span. Maar die Australiërs het baie swak eerste toets gehad, maar die tweede toets baie beter gespeel. En as hulle 'n bietjie meer diepte op die bank gehad het wat hulle ongelukkig nie het nie, kon hulle dalk daai toets gewen het en die reeks gelyk opgemaak het. Weet dis 90,000 mense wat in daai stadion was. Dink jy ons onderskat dalk die Australiërs 'n klein bietjie? Hulle is dalk beter as ons dink. Ons dink ons het klaar hierdie twee gewen, of dink jy dis 'n bietjie vroeg om te praat? Ja, ek dink dit is bietjie vroeg om te praat. Ek dink Australië is natuurlik ook op 'n herboufase, as jy dit so kan noem, waar die Bokke ook nou maar daai tyd was voor die 2019 Wêreldbeker. Maar ja, ek dink hulle het goeie werk gedoen. Ek dink Australië rugby is weer op pad op. Ek dink nie dit is meer so sleg soos wat dit was 'n jaar of 2 terug nie. Hulle het natuurlik daai senter wat hulle ook natuurlik van die rugby league afgebring het, wat 'n groot sensasie is in Australiese rugby. So ja, ek dink daar is goeie goed wat gebeur. Soos jy nou reg gesê het, die eerste toets was bietjie van 'n blooper geweest, as ek die Engelse term kan gebruik. Baie goed gespeel tweede wedstryd, maar soos jy sê, ver voor geweest en kon nie die game noodwendig deursit en wen nie. So ek dink soos jy sê, dit is 'n ervaring ding van die bank af. En as jy vat waar die Bokke is tans met hulle bank wat opkom, die Bomb Squad, dink ek dit gaan baie moeilik wees vir Australië om Suid-Afrika te kom en ja, ons op ons tuisveld te kom wen. Maar ja, dis goed om te sien, en weer is vir altyd goed om rugby te kan sien op die opkom is en nie op die afgaan nie. So dis vir my goed om te sien dat Australië weer op kan tel. En dit is vir ons almal as 'n rugby nasie beter as dit 'n kompeterende wedstryd is. Ek dink almal betaal 'n kaartjie en ons weet wat die kaartjie kostes is. So dit is vir my goeie tekens dat dit 'n fenominale twee toetse gaan wees hier in Suid-Afrika teen Australië. Ek het met 'n baie lang pad by die volgende vraag uitgekom. En Joe Schmidt is die afrigter van Australië. Natuurlik hy was vir jare lank Ierland se hoofafrigter gewees. En die Ferrell het onder hom geleer. Hy was ook op 'n stadium die direkteur van high performance by Wêreld Rugby. Hy het na daai toets gesê die skeieregters het droog gemaak. En hy het dit baie hard en pertinent gesê. En toe kom die baas van Australiese rugby, Phil Waugh, en hy sê ja, Wêreld Rugby moet verantwoording doen vir daai besluit. Wêreld Rugby het ook intussen gesê dat die skeieregter het die regte beslissing geneem ensovoorts. Maar ek herinner my in 2021 het ons eie Rassie Erasmus 'n video uitgelek. Hy het nie die video laat uitlek nie, die video het uitgelek. Hy wou nie gehad het die video moet publieke kennis word nie. En daarvoor is hy baie swaar gestraf. Nou kom ouens soos Australië en hulle spoel hulle mond uit links en regs oor Wêreld Rugby. Hulle kan sê net wat hulle wil, hulle beskuldig Wêreld Rugby effektief daarvan dat hulle bevooroordeeld is en dat hulle die toetsreeks gekos het. Maar omdat Wêreld Rugby nou se nuwe voorsitter 'n Australiër is, nou lyk dit of Australië nou kan wegkom met moordie. So hoekom word ons nie dieselfde hanteer as wat Australië? Hoekom word hulle nie ook gestraf nie? Ja, en weer goeie vraag. Ek dink nie ek is in 'n plek om dit vir jou te kan beantwoord nie, maar ek kan wel vir jou sê dat dit ja baie onregverdig is. Maar ongelukkig van die hoogste bome nou maar vat nou maar daai shots. Die meeste vind, ja, hoor jy. Dit is maar ongelukkig waar dit is. Ek dink met wat Rassie hulle gedoen het en die manier hoe ons dit gedoen het, het ons half 'n vlak van hierdie tipe goed geskep. Maar ja, ek dink soos jy reg gesê het, ek dink die feit dat hulle sulke uitlatings maak en niks daarvan gesê word nie. Ek dink nie as Rassie hulle noodwendig Wêreld Rugby direk aangevat en gesê hulle moet na die tafel toe kom en sê hoorie wat het hier gebeur nie. Ek dink dit is baie arrogant van hulle af, maar dis maar hoe ons Australië ken. Ek dink dit is maar die manier. Ek dink hulle is natuurlik baie kwaad oor die situasie. Dis wat ek vir jou sê, dit is 'n moeilike punt. Ek dink Rassie hulle kon teen in dieselfde tipe goed gedoen het as ons in daai posisie was. So ja, ek dink ook 'n ou neem partykeer besluite as 'n ou emosioneel is. Veral na so groot wedstryd, dink ek 'n ou het nie noodwendig rasioneel oor die hele ding gaan dink nie. So ou laat maar partykeer jou emosies die beter kry van jou. So ja, ek dink mens moet dit maar met 'n knippie sout vat, maar ja, ek dink nie weer eens hierdie is maar dieselfde ding. Ek dink hier daar's 'n plek in ons rugby vir hierdie tipe goed nie, verstaan? Ek dink ons speel die game, jy wen of verloor, jy gaan aan en 'n ou maak weer nuwe planne. So ja, ek dink nie dis noodwendig die slimste en beste besluit gewees van hulle af nie, maar soos ek sê, ou kan seker maar dit afskryf van 'n emosionele besluit wat gemaak is. Ja, as dit daar die wedstryd. Die punt is net of wat ons vra is, hulle moet konstant wees. Hulle moet
die regte besluit te neem en dit moet dieselfde reëls wees vir dieselfde mense. Jy het nou nog gepraat van jy het gekyk na sy bedoeling, sy intent, né? Die Jack Morgan. So hy het Neerling Forsie vir die Stormers op sy knieë gestaan en hy het die ou se kop getref. Daar was geen bedoeling om hy op enige manier seer te maak nie. Hy het 4 wedstryde skorsing op die hals geloop. Intensie het geen rol gespeel daar nie, verstaan jy? Maar soos hierdie daar is ek dink daar was baie keer 'n stel verskillende reëls en baie mense verwys na 'n wedstryd. Ek dink wat Roman Poit, daai Fransman gehad het wat hy vir 'n soortgelyke oortreding 'n rooi kaart gegee het. Ek kan nie die detail onthou nie. Die punt is net wat met Rassie gebeur het, dan moet eintlik met Australië ook gebeur, of dit nou emosioneel was of nie emosioneel was. Die punt is jy mag nie daai kritiek lewer in die openbaar en dit is iets so agter geslote deure moet gebeur. Dis jou reëls. Hou by die reëls. As dit 'n kompenserings is dit praat jy net mooi of is dit die reël? Hou by die reëls. Soos ek vir gesê het, ons wil net hê hulle moet konstant dieselfde beslissings neem en dit moet nie afhang van die skeieregter op die dag wat die beslissing is nie. Maar anyway, genoeg daaroor gepraat. Jy het genoem van die Currie-beker. En ons het gewonder of dit 'n opwindende seisoen gaan wees en ons het gedink dit gaan die ouens gaan 'n bietjie harder probeer hierdie jaar. En toe werk dit so uit. Paar lekker opwindende wedstryde. Die Pumas lyk vir my warm, die Lions lyk vuur warm en die Bulle natuurlik ook goed. Daai tweede helfte is so goed so nou daaroor praat. En dit die Boland wat vir die Cheetahs geskok het daar in Wellington. Ons praat vandag oor die Pumas. Wat het jy gedink van daai wedstryd? Die Pumas teen die Griquas, herhaling van die SA Cup se eindstryd. Griquas het weer eens 'n paar dissiplinêre probleme op die hals geloop en kaarte afgestaan. Wat het daar gebeur? Ja, great rugby gespeel deur die Pumas. Ons weet hulle is 'n sterk span. Ons weet Jimmy is nog altyd 'n afrigter wat 'n span kan bou. Ek was nogals verbaas geweest dat die Pumas so sterk teen die Griquas uitgestap het, veral nadat ek daai onderhoud van jou gekyk het wat jy met Pieter gevoer het en waarvoor entoesiasme van hom gesien het en die beplanning wat hy basies ingesit het in die Currie-beker en wat hulle wil bereik hierdie jaar. Maar ja, ek meen, jy kan nie op Currie-beker vlak kom in sulke dissipline issues hê op die veld nie. Ek meen, hulle 3 geel kaarte weggegee. Jy kan nie in Mbombela toe gaan en teen die Pumas gaan speel op 'n Vrydag aand en 3 geel kaarte weggee. So ek dink die dissipline het hulle baie gekos. Maar ek moet ook sê, Pumas het baie goed gespeel, hulle vaste versette was baie goed gewees, hulle het hulle net heeltemal oordonder van die eerste afskop af tot die einde toe. So ja, dit was 'n goeie wedstryd gewees van die Pumas. Ek is baie opgewonde wat hulle gaan doen hierdie jaar. En natuurlik hierdie naweek Cheetahs in Bloemfontein wat weer 'n ander wedstryd gaan wees. Die Cheetahs het seer. So ja, ek dink dit gaan vir die Pumas 'n harde enetjie wees hierdie week, maar baie krediet vir hulle goeie vertoning Vrydag aand. Ons spring gou vorentoe nou, omdat jy nou oor die Cheetahs gepraat het. Die Cheetahs 27-14 agtergeloop en toe druk hulle 3-3, loop 35-27 voor en gaan staan nie, gooi die wedstryd weg in die 88ste minuut. Was 'n kwessie van dat Boland net nie ophou probeer het nie of het die Cheetahs uiteindelik weggegooi? Ek wil eintlik vra of ek 'n regverdige stelling as ek maak daar. Ja, ek dink as jy kyk na, ek het dit laasweek vir jou gesê in ons vorige episode, ek meen as jy kyk na die Cheetahs kom ons sê confidence is glad nie waar ek voel 'n coach of 'n afrigter moet wees nie, en ek kon net nie daai vlak van selfvertroue in Frans gesien het toe ons in daai perskonferensie gepraat het nie. En as jy kyk na Boland, ek het natuurlik die SA baie goed gevolg. Boland het hierdie 'n paar keer in hulle wedstryde gedoen waar hulle ver voorloop en dan in die tweede helfte dan laat hulle bietjie opslip en dit gaan maar alles oor ervaring en die hoeveelheid wedstryde wat die spelers al op die vlak gespeel het. 'n Ou weet in 'n Currie-beker en 'n URC en natuurlik toetsrugby het 'n ou nie as 'n ou daai gapings laat of jy gee vir 'n span 'n deur om in te kom, dan gaan dit vir jou baie moeilik raak. So ek dink dit is maar die Bolandse ding. Ek dink hulle gaan elke wedstryd beter raak met dit. Ek het al met Davies ook hierdie gesprek gevoer rondom hoekom hulle sulke foute maak en dit is maar iets wat hulle moet leer en dit kom maar met ervaring. Ek dink die feit dat hulle nou op 'n hoër vlak speel soos die Currie-beker gaan vir hulle baie lesse wees rondom hoe om daai druk te hanteer, hoe om tweede helfte uit te kom en nog steeds daai selfde vuur binne in jou het om net aan te gaan en daai game dan basies te gaan klaarmaak en ordentlike wen. Ek meen die Boland het dit 'n paar keer gedoen in die SA Cup, veral teen die Pumas en ek dink teen die Griquas ook. So ja, dit is maar 'n ding wat 'n ou man met ervaring optel.
Die lekker ding van die Boland is, nou, almal praat van die Cheetahs wil oorsee gaan speel en Griekos wil oorsee gaan speel en alles. Maar hier kom die Boland so stil en hulle speel besonder 'n goeie rugby met eintlik geen name daar nie, né? Daar's nie regtig enige groot naam wat ek nou uit die face uit kan dink nie. Alles tekens van 'n span wat baie goed afgerig is. Ja, daar's 'n bietjie van 'n insinking, so 100% reg, maar ou soos Hawie sal dit nie laat glip nie. Ek dink Hawie's die regte man op die regte tyd vir die Boland, wat dink jy? Ja, 100%. Ek dink ook die feit dat 'n mens moet onthou MW Boland en waarvoor hulle staan en hulle klubstrukture, daar's geen ander provinsie in Suid-Afrika wat met 200 klubs sit nie, verstaan? Die Boland rugby is baie gesorg. Dit is 'n die passie wat daai mense uitleef vir rugby is fenomenaal en ek dink wat vir Boland nog 'n bietjie van 'n, kom ons sê, 'n edge gee, die mense gaan my weer uithaal oor my Engels, is maar net die manier wat hulle speel vir hulle gemeenskap en ek dink dis een van die groot dryfkrag agter Boland rugby op die oomblik is vir hulle gemeenskap en die feit dat hulle weer die Karibeker is, die feit dat hulle goeie borge kry, die feit dat hulle bietjie van die klubspelers inbring, en natuurlik ook finansiële, kom ons sê, bietjie konstant finansiële backing het van 'n paar groot ouens. So ek dink dis alles iets wat weer eens wat ek oor passievol is om ons rugby te groei. Jy kan dit sien hoe daai ouens speel en weet dit is nie hulle speel nie net rugby omdat hulle 'n salaris verdien, hulle verdien 10 teen nie die grootste salarisse teenoor die WP en die Bulle en die Sharks nie, maar daai ouens is passievol, hulle wil speel en dis goed wat ek as 'n speler toe ek gespeel het nog, ek het dit week in en week uit gesien en ek het dit nie Saterdag gesien met die Sharks wedstryd of in sekere dele van die WP wedstryd waar ouens daai dryfkrag het om nog verder te gaan en alles te gee vir die try waarin jy speel en ek dink dit was vir my iets wat nie lekker was om te sien nie, veral vir die Sharks en die manier hoe hulle gespeel het. Jy kon nie noodwendig daai 4 gesien het wat jy in die Boland span gesien het en dit is vir my goed om te speel want daar's soveel kinders en mense wat daai geleentheid soek. So ja, alle krediet aan Boland en soos ek vir jou sê, en weet jy sit met 23 ouens wat 'n naweek kan speel, maar die ouens wat nie speel nie is daar om die span te support en hulle help en is positief en almal gee 100% vir die Unie en ek dink dit is wat Boland so suksesvol gaan maak hierdie jaar. Buite nou obviously natuurlik Hawies. Ek stem met jou saam. Nee, ek stem met jou saam. Natuurlik die Boland het nou dieselfde aandeelhouers as die Bulle. Kyk net 'n bietjie na daai onderhoud wat ons met Hawies gevoer het op Megafoon Rugby. Ek sal die skakel hierbo insit. Dis 'n baie lekker onderhoud gewees, 'n man met 'n plan daai. Kom ons praat gou oor die Lions. Die Lions het eintlik 'n baie sterk amper URC span wat hulle kies omdat hulle nie baie diepte het nie. En dit was Saterdag duidelik geweest dat hulle teen 'n baie jong, baie onervare klein Sharks span daar hulle die lat uitgehaal en daai Sharks 'n pak slag gegee wat hulle nie gou sou vergeet nie. Nee, ek dink arme JP Pieterse het nie geweet wat om te doen nie. Wat jy dink van daai ene? Dink jy die Lions die regte benadering met daai sterk span? Hulle lyk my hulle wil wraak neem vir verlede jaar se beker wat hulle nie gewen het nie. Ja, nee, en weer soos ek sê, ek dink is goed om te sien dat die Lions ten minste 'n goeie span het om te kan kompeteer op die vlak wat hulle nou kan kompeteer. Dis goeie blootstelling ook weer vir 'n paar van die jong spelers om in te kom en natuurlik bietjie ervaring op te bou vir die URC wat dan natuurlik afskop in September. So ja, ek dink soos ek nou vroeër gesê het, ek kon nie daai passie sien by die Sharks span nie. Daai spelers was vir my heeltemal uit hulle diepte uit. Dit gelyk of hulle ja, groot surprise gekry het hulle daar op Ellis Park uitdraf. En nie ek weet nie die spelpatroon. Ek weet nie of jy gesien het hoeveel skopper daar was van die skramskakel af met ou David se goed. Dit het gelyk of daar geen plan is wat hulle wou gedoen het nie. En Lions het nou maar op dit gekapitaliseer en ja, vir hulle groot pak slag gegee, rugby les gesien. JP Pieterse het daar was 'n video wat ek iewers op sosiale media gesien het wat JP nou met die span gepraat het maandagooggend. So ja, miskien sien ons hierdie naweek bietjie van 'n ander span en bietjie ander dryfkrag agter die Sharks, maar ja, as ek sê dit was vir my baie goed om te sien dat die Lions so goed gespeel het. Ander span wat baie goed gespeel het vir al die eerste helfte was die Bulle geweest wat daar op die WP opgedraf het en ek het toe ek die video kyk vir die hoogtepunte te sien ek toe die Bulle inkom, baie van die Bulle het die manne van die WP gaan groet wat hulle kom van die WP af, jy weet, Marvin Orie, Lizo Keboka, Namakaba, Junior Pokamela, almal manne wat nou vir die Bulle speel en het daai manne nie gespeel nie, nogal op Namakaba se verjaarsdag. Tweede helfte natuurlik nie so goed nie want dit hulle 'n klomp van hierdie nuwe debutante van die bank af opgebring, maar nog steeds genoeg van 'n voorsprong opgebou.
Ek dink die Bulle kan baie tevrede wees met hulle daar reg gekry. Jandre Rudolph natuurlik het 'n skitterende wedstryd gehad en ek dink vir my die los trio Namakaba, Jandre Rudolph en Junior Pokomela lyk vir my na 'n dodelike kombinasie. Ja, en weer John Rerol was fenomenaal. Ek het na die wedstryd vir hom 'n boodskap gestuur en gesê ek dink hierdie is een van die beste wedstryde wat ek jou nog ooit gesien speel het en ek dink ek het 'n paar wedstryde teen hom ook gespeel in my loopbaan. So ja, ek het vir Piwe na die tyd gesê in die perskonferensie, gelyk of hierdie ouens nooit op 'n rugby speel het nie. Ek kon nie glo as jy 'n ou vat soos Boeta Chamberlain 5 maande terug 'n wedstryd begin. Ons weet natuurlik kom ons sê, ek sal nie sê risie nie, maar nooit geleentheid gekry onder Jake White nie. Paar van die ouens en ek vra toe vir Piwe wel, het hierdie ouens uitgekom om 'n punt te kom bewys? Het hulle gekom en gesê, hoorie, hier is ek, julle het my geteken, ek steek my hand op en hoe gesond is dit nie vir die Bulle nie, MW? Ek meen fenominale wedstryde gewees van 'n klomp ouens wat vir baie lank nie gespeel het nie. Ek meen as jy na die WP gekyk het wat ek weet nie wat daar aangaan nie, was baie wikke weeg haar eerste helfte ook gelyk soos 'n span wat glad nie weet wat aangaan nie, glad nie diepte daar met spelers nie, so bietjie rooi ligte vir my by die Sharks en by die WP in terme van kom ons sê die kontraktering, jonger ouens geleenthede gee. Ek weet daar is nou baie ouens wat obviously URC experience het en wat bokke is wat nou tans by die Bulle se Karibeker span is, maar nog steeds MW daai ouens het baie lank terug gespeel ook en het uitgekom en ek dink die Bulle se wedstryd was vir my een van die beste wedstryde wat ek in 'n baie lang tyd gesien het van ouens wat honger is om te kan perform en dit is wat vir my so opgewonde maak oor hierdie Karibeker is. As jy kyk na die Pumas, die Bulle, die Leeu's, natuurlik Boland, die 4 wat daai ouens het om te speel is vir my, dit is iets wat my opgewonde maak en ek dink dis iets wat die hele land agter moet kom en hierdie Karibeker regtig gaan support want dit gaan regtig 'n baie goeie Karibeker wees. Ja, ek dink jy's reg oor die WP, want baie van daai spelers is klapspelers, né? Ek weet vir die Stit, ek kan nie sy naam onthou nie. Het vir 2 jaar lank geen rugby gespeel en nou het hy kom speel. Hy's eintlik onfiks. Hy's baie goeie skramwerker, maar hy's baie onfiks. Jy kon dit eintlik sien ook. So ek wil net iets sê, ons het gepraat oor wat 'n goeie afrigter Rawies is. Ons weet Jimmy is 'n goeie afrigter, maar kom ons gee vir Piwe en Omlomo 'n bietjie krediet hierso. Daai ou is 'n afrigter wat skrik vir niks nie. Hy het natuurlik SA skole A-span saam met Zwaki en Kosi van die Leeu's afgerig. Hy het die SA skole span afgerig, Piwe die SA skole A-span afgerig 2019. Hierdie ouens kom nie van gister af nie. Hulle weet wat hulle doen en ek sê daai spelers wat so goed gespeel het, is 'n teken van 'n goeie afrigter as jy my vra. Ek verstaan daar's baie talent. Ek verstaan Marvin Orie het die dag nog 'n wêreldbeker gewen. Feit van die saak is jy kan al die beste spelers in die wêreld hê. As jy nie 'n goeie afrigter het nie, gaan jy nêrens kom nie. Ons het dit ook al 'n paar keer in die verlede gesien. Ek dink Piwe is 'n uitstekende afrigter. Ja, ek stem met jou saam, MW. Ek dink daar's baie dryfkrag agter dit en ek gaan ook nou maar weer terug gaan na Jake White toe en weet daar's nou baie kritiek oor hom, maar mens moet ook vir hom krediet gee rondom wat hy die laaste 4-5 jaar daar gebou het en die squad diepte wat hy opgebou het, die spelers wat hy ingebring het, en ook natuurlik vir Piwe die leiersels gegee het en die Afrikaanse woord, die vryheid gegee het om te kan afrig en sy manier van speel te kan geniet, verstaan. So ek dink daar moet ook maar 'n bietjie van 'n krediet aan Jake White gegee word vir wat hy gebou het en ek weet daar's maklik om om kritiek te lewer met alles wat gebeur het, maar wat Saterdag daar op die veld gebeur het is net 'n bewys van die tipe afrigter en kom ons sê direkteur van rugby wat Jake eintlik by die Bulle was met wat sy vision of sy visie was vir die Bulle. So ek dink net die Bulle is op so 'n gesonde plek. Hopelik die Leeu's ook nou wat met 'n paar nuwe signings en natuurlik die Pumas en Boland. So dis goed om daai goed te sien en dit maak my opgewonde. Ja. Reg, die naweek natuurlik 'n paar nuwe wedstryde. Kom ons kyk gou. Jy het genoem die Cheetahs gaan teen die Pumas speel daar in Bloemfontein Vrydag aand. Dan is dit die Leeu's teen die WP in Johannesburg Saterdag, die Bulle teen die Sharks Saterdag. Ek en jy gaan natuurlik daai wedstryd bywoon hier op Loftus. En dan Sondagmiddag die Griquas teen die Boland daar in Kimberley. Nou ons weet almal as jy Kimberley toe gaan, dan moet jy weet, die Sharks het laas jaar 'n groot les geleer met hulle Springbokke, Andre Esterhuizen en al en gaan staan en verloor in Kimberley. Daai gaan 'n tawwe een wees, veral met die Griquas so 'n bietjie kwaad is oor daar in Nelspruit gebeur het, kwaad vir hulle self. Hulle het ook 'n punt om te bewys en natuurlik die Boland is nou 'n bietjie op 'n hulle ry nou so 'n bietjie die golfie daar. Ek dink daai gaan 'n baie lekker wedstryd wees. Ja, ek dink
Ja, ek dink die spanne wat die naweek gewen het, Pumas dink ek gaan die Cheetahs wen in Bloem. Ek dink ook die Lions sal wen. En dan natuurlik ek dink die Bulle gaan ook natuurlik weer wen en dan Boland nou vir 'n paar wedstryde, ons weet Boland of Wellington Stadion se veld is baie swaar. Boland wil hardloop rugby speel. Ek meen jy kon dit gesien het en ek dink die naweek op Griquas stadion daar in Kimberley veld is hard. Mens kan dalk 'n baie lekker hardloop game sien, maar ek dink die Boland gaan hom ook vat. So ek dink die spanne wat die naweek gewen het, gaan hierdie naweek weer wen. Ek dink die Boland is ja, die Griquas, ek is bietjie bekommerd. En wie ek kon nie die naweek se wedstryd was dalk net maar bietjie van 'n poks geweest, maar dit was vir my bietjie ja, iets het nie vir my lekker gelyk daar nie. So ek weet nie of dit die naweek gaan beter wees nie, maar ja, my calls is maar dieselfde spanne wat laasweek gewen het. Ja, vir my is daai 4 spanne kop en skouers. Ek sien nie verbaas as hulle al 4 in die semifinaal opeindig nie. Nou, dit lyk vir my ek sê dit baie vroeg om te sê, maar onthou, daar's net een ronde. Daar's net 7 wedstryde. Dan is jy in die semifinaal. So as jy 'n paar op 'n ry kan wen vir al in die begin, dan is jy soort van jy paadjie geplafy daar na die semifinaal toe, né? Ja, nee, definitief. Ek dink is ook belangrik dat 'n ou jou tuiswedstryde wen. As hy natuurlik wegspeel dan raak dit bietjie moeilik. So ja, hopelik gaan die Griquas wakker word. Hopelik word die Sharks wakker. Hopelik word die WP wakker dat 'n ou dan net nie elke naweek weer sulke ver weghardloop wedstryde sien nie, laat 'n ou dan ten minste goeie kompetisie sien. Maar ja, soos ek sê, daar's goeie vooruitsigte vir die Karibeker. So ja, dit is goed. Ek is baie bly wat ek gesien het die naweek. Alright, ek gaan jou laat gaan. Ons het 'n hele klomp perskonferensies vanmiddag, die WP en die Cheetahs en die Springbokke en almal so. Dankie vir die gesels man, dit was lekker. Ja, dankie en we sien jou Saterdag op Loftus en dan ja, dankie vir almal wat inskakel.